Ek deel met jou vandag 'n paar gedagtes rondom dankbaarheid en die belangrikheid daarvan dat jy dit met ander moet deel. Gedurende die moeilike tye van die Groot Depressie, skryf 'n predikant by die naam van William Stiger, hoe dat hy soos soveel ander deur die moeilike tye van die Groot Depressie geworstel het. Oral om hom was mense moedeloos, hulle het gesoek na die basiese dinge, 'n werk, 'n oordentlike maaltyd, 'n bietjie sekuriteit. Eendag terwyl hy om 'n tafel gesit het met 'n groep vriende, het hulle gepraat oor hoe benard hulle situasie was, en hoe dat sommige selfs oorweeg het om hulle eie lewens te neem. En hy het daar waar hy gesit het, gedink het aan hierdie Groot Depressie, en hy het hom herinner aan die wonderlike woorde aan 1 Tessalonisense 5, wat vir ons oproep om in alles dankbaar te wees. William het besluit, hy gaan kies om dankbaar te wees. Dankbaar vir God, vir geloof, en vir die mense in sy lewe, en hulle wat 'n boublok in sy lewe gelê het, dat hy dit vir hulle gaan skryf. Vreemd genoeg, die eerste persoon wat in sy gedagtes gekom het, was 'n onderwyseres wat hy gehad het. Die een wat vir hom 'n liefde vir letterkunde en poësie geïnspireer het. Hy het daardie aand gaan sit en 'n eenvoudige dankie sê brief aan haar geskryf. Hy het dit die volgende oggend gepos. Binne 'n paar dae het hy 'n briefie van hierdie onderwyseres terug ontvang. Dit het so begin: My liewe Willie. Hy het gedink dit was jare wat iemand hom laas op daardie naam genoem het. Sy het geskryf: Ek kan nie vir jou sê hoeveel jou briefie vir my beteken het nie. Ek is nou in my 80's. Ek woon alleen in 'n klein kamertjie en ek kook my eie etes. Ek is regtig eensaam. Ek voel soos daardie laaste herfsblaar wat aan 'n boom agterbly. Weet jy, skryf sy, ek het meer as 50 jaar lank skool gehou. Honderde kinders het deur my hande gegaan. Jou brief is die enigste briefie van erkenning en waardering wat ek ooit ontvang het. Jou brief het my opgebeur soos niks anders dit kon gedoen het nie. Onnodig om te sê, haar reaksie het iets aan William Stiger gedoen. Skielik was daar 'n vreugde in sy hart. Skielik was daar 'n dankbaarheid in sy hart. Hy het besef hy het die regte ding gedoen. Gemotiveerd daarom, het hy gewonder wie hy nog kon skryf. In sy gedagtes het gegaan na 'n vriendelike predikant wat eintlik vir hom ook baie beteken. Hy het al afgetree. Sy vrou is nou kort tevore oorlede. Hy het oor die jare vir William goeie raad gegee, veral net toe hy as predikant begin het. Hy het daarom nog 'n brief geskryf. Die bejaarde predikant het vir hom teruggeskryf en gesê: Jou brief het my so aangeraak, dat terwyl ek dit in my studeerkamer gelees het, trane van dankbaarheid oor my wange geloop het. Voordat ek besef het wat ek doen, het ek uit my stoel uit opgestaan, na my vrou geroep, om het met haar te kon deel. Ek het skoon vergeet dat sy al weg is. Jy sal nooit weet hoeveel jou brief vir my beteken het nie. Nou, vir die meeste mense beteken dankbaarheid net een ding. Ek het so baie ontvang, meer geld en voordele en 'n nuwe kar en wat ook al. Maar vir volgelinge van die Here Jesus behoort die dankbaarheid iets anders te beteken. Dit behoort nie gelyk te staan aan die dinge wat ons met ons hande aanraak nie. Dit behoort te beteken, daardie oomblikke wat die Here vir jou gee om dit aan te gryp, raak te sien, jou tyd en energie ook daarvoor in sy diens te gebruik. Weet jy, om 'n daaglikse seën te wees vir ander mense. Ware dankbaarheid is om deel te wees van die lewenslange avontuur om God se hand raak te sien in die manier hoe hy sy koninkryk bou. Dankbaarheid word sigbaar wanneer jy dan tyd aan die Here se voete deurbring, wanneer jy tyd maak om dankie te sê, ook vir armes en eensames, wanneer jy met vriendelikheid teenoor ander mense leef, wanneer jy minder oor jouself en jou tydelike behoeftes bekommerd is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gee vir ons die genade om vandag dankbaar te lewe. Amen.